Goeiedag, my naam is Tiaan Gildenhuys en op hierdie DVD wil ek met jou gesels oor Psalm 91 in die skuilplek van die Allerhoogste. En dis my so 'n kosbare Psalm en almal lees hom en almal sê ja, dis wonderlik, maar wat beteken dit werklik alles vir ons? En ons gaan vandag bietjie kyk en ons gaan bietjie tyd met mekaar spandeer en bietjie tyd met die woord spandeer oor wat beteken Psalm 91 werklik vir ons. Maar dit gaan nog steeds alles net oor Jesus Christus, so kom ons bid gou saam. Vader, in die magtige naam van Jesus wil ons U loof, prys en eer in hierdie dag. Dankie Here dat ons weer die Bybel sê wat 2 of 3 in my naam vergader is ek in hulle midde. So ons weet U is hier waar ons die DVD opneem, ons weet ook U sal daar wees waar elke persoon na hierdie DVD kyk. En ons vra dat U Heilige Gees ons almal sal lei. Ons vra dat die Heilige Gees my die pad sal vat, dat U die een sal wees wat deur my spreek. Maar ons vra ook dat die Heilige Gees die waarhede van Psalm 91 sal oopbreek in elke hart wat hierdie DVD kyk. En dat U alleen verheerlik sal word. En dankie Here dat U ons autoriteit gee om vir die Satan sê, Satan, ons bind jou werke. Jy sal nie keer dat God se kinders hierdie boodskap ontvang nie, die Here bestraf jou en jy verdwyn in Jesus se naam. Here Jesus, ons vra nou dat U ons toemaak met die kosbare bloed en die engele rondom ons sit en rondom elke persoon wat hierdie DVD sal kyk. Dat dit 'n veilige plek sal wees en dat ons die tyd saam met U sal geniet. Ons vra dat U verheerlik sal word, o Vader, in die magtige naam van Jesus Christus van Nasaret. Amen. Julle wat my ken weet, ek gebruik die ou 1933-53 vertaling van die Bybel, want ek glo dis die enigste ware Bybel wat uit die brontekste uitkom wat vir ons die dieper geestelike betekenisse gee rondom wat die woord vir ons sê en wat die Here se hart is en wat hy vir ons bedoel. Ons het ook 'n DVD en 'n boek op die mark oor waarom verskil die Bybelvertalings as jy wonder hoekom ek dit so sou sê. Maar jy sal nou daar op die skerm saam met my kyk, daar's altyd 'n vers wat ek mee begin, is 2 Korintiërs 1 vers 13 wat sê, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. En ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. En weet jy, vanaf die Heilige Gees daardie teksvers vir my gewys het, lees ek my Bybel heeltemal op 'n ander manier. Verstaan ek dat as my Bybel sê die aarde is in 6 dae geskape, dan is dit 6 dae. Is nie 6 tydperke van 'n biljoen jaar elk nie. As my Bybel sê ons Jesus Christus is uit 'n maagd gebore, dan weet ek ons Jesus is uit 'n maagd gebore. As my Bybel sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig, dan weet ek en jy is in 'n oorlog teen bose geeste in die lig. Hoekom? Want ons skryf van julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. En net so gaan ek en jy ook vandag lees, en jy gaan sien, jy kan verstaan wat daar staan, net soos wat dit daar staan in Psalm 91. Want net so het ek ook geleer, dat weet jy wat, hierdie is 'n doenboek. Vandat ek 15 jaar gelede tot bekering gekom het in Augustus 1999, het ek begin besef, maar hierdie is 'n praktiese lewenshandleiding. Hierdie is werklik die lewende woord van 'n lewende God. En ons kan doen wat hier staan, net soos wat dit hier staan. En ek is innig dankbaar teenoor die Here dat hy hierdie waarhede aan my geopenbaar het. So ons gaan lees wat sê die woord vir ons. En ons lees ook dat Jesus ons waarsku in Matteus 22 vers 29, lees saam met my daar op die skerm. Waar Jesus sê, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. En daar was my probleem. Vir 36 jaar van my lewe tot 15 jaar gelede, het ek nie die skrifte geken nie. Ja, ek was in 'n verhouding met die kerkraad en 'n verhouding met my dominee en al sulke goeders, maar ek was nie in 'n verhouding met Jesus Christus nie. Ek het nie geweet dat ek self in 'n persoonlike intieme verhouding met hom mag wees en dat hy deur sy Heilige Gees en deur sy woord met my wil kom praat nie. En weet jy, vandat ek daardie wonderlike ontdekking gedoen het, het ek op 'n wonderlike nuwe lewensreis, 'n nuwe lewensavontuur saam met die lewende God, Jesus Christus, begin gaan. En hy het hierdie goeders vir my geopenbaar en toe ek die skrifte begin leer ken, omdat ek dit self begin lees het en sy Heilige Gees het vir my begin oopbreek het ek die krag van God leer ken. Het ek besef, maar hierdie is die wapen wat Jesus gebruik het elke keer in die woestyn, as Satan hom versoek het hy gesê, Satan, dis geskrywe, dis geskrywe, dis geskrywe. Nou net soos ek en jy die skrifte leer ken, kan ons dit vir die Satan sê, as daar 'n aanval op ons kom, uit enige rigting, kan ek sê, Satan is geskrywe oor hierdie betrokke aspek. Maar hoe kan ek vir hom sê, Satan is geskrywe, as ek nog nie die teksverse gelees het nie? En ek het ook geleer, oor hierdie afgelope aantal jare, dat die wonderlike waarhede wat in Joshua 1 vers 8 staan, daar staan, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie. Watter wetboek? Is hierdie woord, die woord van God. Mag nie uit jou mond wyk nie, want anders ek mag nie ophou praat daaroor nie. En tog hoor jy die meeste mense daar buite sê, man, my godsdiens is 'n privaat saak, ek praat nie daaroor nie. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê, dit mag nie uit jou mond uit wyk nie, want anders mag nie ophou uit jou mond uit gaan nie. Jy moet daaroor praat. Maar bepeins dit dan nou ook dag en nag, sodat jy nougeset kan handel, kan optree volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. So kyk mooi, wanneer gaan jy in jou weë voorspoedig wees, en wanneer gaan jy met goeie gevolg handel?
Eers wanneer jy praat oor die dinge van die Here, eers wanneer jy dit dag en nag bepeins, want jy lees hierdie boek en jy dink die volgende dag, wat het jy gelees die vorige aand, of wat het jy die oggend gelees, jy loop deur die dag en dink daaroor, en wanneer jy nou gesed begin handel, begin optree, begin doen, volgens alles wat hierin geskryf staan, eers dan. Jy sien, dis of God se manier, of die Satan se manier. Hier's net twee koninkryke op aarde, die koninkryk van lig van Jesus, en die koninkryk van duisternis van die Satan. So ons moet kies, in wie se kampie ons wil wandel, in ons daaglikse lewensreis, is vir my altyd die lekkerste, om maar net te weet, ek doen wat die Here doen, en wat die Here sê ek moet doen, en wat die Here vir my gee om te doen, en ek sien dit werk in my lewe, want hierdie is die lewende woord van 'n lewende God. Wat nou vir my interessant is rondom Psalm 91, ek wys net daar vir jou beskerm, Protected by Psalm 91, want ek sien so baie keer as ek ry, in die dorpe, oral deur die land waar ek gaan bedien, ry ek agter 'n voertuig of agter 'n vragmotor, of ek kom selfs verby sekere huise, en dan is daar so 'n stiker opgeplak wat sê, Protected by Psalm 91. Nou ek het nuus vir jou, daardie stiker, kan nie jou voertuig of jou vragmotor of jou huis beskerm nie. Daardie stiker beteken vir jou niks. Wanneer het ek die beskerming van Psalm 91? Wat sê die woord vir my, net soos wat dit daar staan? Nou kom ons deel met mekaar die teksverse, soos wat hulle kom, een vir een. Psalm 91 vers 1 sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Kyk mooi, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. So my vraag aan jou, my liewe vriend en vriendin, sit jy in die skuilplek van die Allerhoogste? Spandeer jy tyd elke dag by die voete van die Allerhoogste? Vat jy jou woord en sê, Here, ek vra dat U Heilige Gees vir my oopbreek, wat kan ek verstaan uit hierdie stukkie wat ek nou vandag lees? Wat wil U vir my sê daaruit, Vader? Praat met my, want Here, ek sit in die skuilplek van die Allerhoogste. Ek vernag in die skaduwee van die Almagtige. So in die nag, selfs as ek gaan slaap, Here, is my gedagtes heeltyd met U besig. Is ek besig om met U te praat voordat ek aan die slaap raak? As ek gaan slaap het, as ek wakker word in die middel van die nag, is my gedagtes weer eens met U besig. Want dit is die persoon wat die beskerming van Psalm 91 kan geniet. Daardie persoon wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit. Jy sien, dit help nie, ek plak 'n stiker op my kar of op my huis en ek sê Protected by Psalm 91, maar ek hoer en remoer. Ek doen allerhande verkeerde goed, ek vloek en ek skel en ek syp en ek het dronkenskap en ek het al hierdie goeders. En dan sê ek, maar Here, hoekom beskerm U my nie? Ek het dan 'n stiker op my kar gesit wat sê Protected by Psalm 91. Ons moet een ding reg verstaan, my liewe vriende. Jesus kan nie ongehoorsaamheid aan sy woord seën nie. Hy is 'n getroue God. Hy kan net gehoorsaamheid seën. En hy wil hê ons moet gehoorsaam wees, ook aan wat Psalm 91 vir my sê. En hy sê mos duidelik, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. En as jy dit nog nie doen tot dusver nie, is dit mos nou hoog tyd om te sê, Here, ek is jammer as ek hierdie lou verhouding met U gehad het. Ek is jammer, want onthou wat sê Openbaring vir ons? As jy lou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspoeg. En dis 'n skrikwekkende vers daai. So, ek moet 'n branding in my binneste begin hê, en dis 'n keuse wat net jy alleen kan doen. Niemand anders kan dit namens jou doen nie. Om te sê, Here, ek wil nader aan U kom. Here, ek wil meer tyd met U spandeer. Sien, jy kan dit nie namens jou man kies nie. Jy kan dit nie namens jou vrou kies nie. Jy kan dit nie namens jou seun of jou dogter of jou pa of jou ma kies nie. Jy self alleen maak die keuse. Here, ek wil meer tyd met U spandeer. Here, ek wil al hoe nader aan U kom. Here, ek wil al hoe meer soos U wees. Praat met my Vader, leer my Vader, openbaar U skrifte aan my Vader, want ek wil weet, ek sit in die skuilplek van die Allerhoogste en ek is veilig. Ek is veilig by U, want ek weet wat U vir my in U woord sê. Kom ons lees nou Psalm 91 vers 2. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Kyk mooi, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Nou is my vraag aan jou. Wanneer jou popo die fans lang, wie is jou toevlug? Is die Here jou toevlug en jou bergvesting? Is die Here jou God op wie jy vertrou? Of wanneer daardie ding met jou gebeur, hardloop jy na die bottel toe? Hardloop jy na jou sigarette toe? Hardloop jy na die dwelms toe? Hardloop jy na
verkeerde verhoudings toe? Waarna toe hardloop jy wanneer dinge met jou sleg gaan, wanneer daar aanslae op jou kom? Ja, Matian, weet jy wat, ek sukkel bietjie, want ek vertrou nie die Here nie, want hy het my gedrop, regtig? Het die Here jou gedrop? Of is dit 'n kwessie van, jy was daardie tyd toe jy geglo het, God het jou gedrop, nie in lyn met die woord nie, en toe het dinge nie so uitgewerk soos wat jy dit wou gehad het nie, en nou vertrou jy nie die Here nie, en dis presies wat die Satan wil hê. Satan wil so graag hê, dat jy juis nie jou toevlug by die Here moet gaan vind nie. Hy wil juis graag hê, jy moet glo, God het jou gedrop. Hy wil juis graag hê, jy moet nie op God vertrou nie, want dan weet hy, jy gaan op wêreld so goed begin vertrou. Dan weet hy, jy gaan op allerlei ander goeders begin vertrou. Het sy op jou sekuriteitssisteem, het sy op jou hond, het sy op jou R4, het sy op jou 9mm pistool, of wat ook al die geval mag wees. Want jou vertroue en jou toevlug en jou bergvesting is nie die Here nie. En weet jy, wanneer jy werklik hierdie goeders begin verstaan, en jy begin verstaan hoe werk die geestesdimensie, en watter autoriteit Jesus Christus ons gee in die geestesdimensie, is dit 'n wonderlike avontuur. Dis 'n kragtige lewe saam met Jesus. Om te kan sê, en te kan vra vir die Here, Here, plaas u engele om my plek, ons gaan net nou daarna kyk, en te weet, hy doen dit. Hoe weet ek dit? Want die Bybel sê so. Die belangrikste ding wat ek geleer het hierdie afgelope 15 jaar op my pad saam met die Here, is dat hierdie boek moet ek vir myself toeëien. Baie mense sê vir my, Tiaan, okay, ek het nou hierdie goed gebid, maar hoe weet ek dit het gebeur? Jy moet dit glo, want die Bybel sê so. As ek glo wat die Bybel sê, dan eien ek vir myself toe, al voel ek dit nog nie. Maar baie mense sê, ek voel nog nie dat daar deurbraak is nie. Ek voel nog nie dit nie, ek voel nog nie dat. Dis ek nee. Dit het niks met jou gevoelens te doen nie. Want my Bybel sê in Hebreërs 11 vers 1, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop en 'n bewys van die dinge wat ek nie sien nie. So dit het niks te doen met my sintuie nie. Geloof is, ek glo dit want die Bybel sê dit. Iemand het eendag gesê, the Bible says it, I believe it, and that settles it. En nie baie lank gelede nie, toe sê iemand vir my, nee, weet jy wat, daai sinnetjie moet eintlik bietjie verander word. The Bible says it, and that settles it. Of ek het believe of nie believe nie, dis wat die woord van God sê, of jy glo wat hier staan of nie hier staan nie, my liewe vriend of vriendin, dis irrelevant. Die Bybel sê dit, en dit is so. En jy moet by daai punt kom om die Bybel vir jouself toe te eien. Om toe te eien dat God is jou toevlug. God is jou bergvesting. Hy is die een op wie jy kan vertrou. Hardloop na hom toe. Dis juist by hom wat jy kan gaan skuil, maar Satan wil nie hê jy moet by hom gaan skuil nie. Want as jy nie by God skuil nie, kan Satan vir jou roer. Kan hy jou huwelik uitmekaar skeer, kan hy jou kinders uitmekaar skeer, kan hy jou finansies uitmekaar skeer. En waar kry jy dan jou toevlug? Dis juist dan wanneer jy maar begin drink. Is juist dan wanneer jy dan maar begin dwelms gebruik, want gids, ek moet iewers 'n kruk hê om op te leun. Want ek het nie die ware kruk, Jesus Christus nie. Hy is die enigste een op wie ek kan leun. Niemand anders nie. Vers 3 sê die volgende, want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Kyk weer, hy, God, is die een wat jou sal red uit die net van die voëlvanger. Jy sien, as iemand vir jou 'n stryk stel, as iemand in jou besigheid vir jou 'n stryk probeer stel om jou uit te vang met iets, want hulle wil die besigheid onder jou uittrek, of hulle wil wat ook al die geval mag wees, is dit die Here wat jou daaruit sal red. En hy sal jou red van die verderflike pes. Waarna verwys dit? Ek glo ook na siektes natuurlik. Want die Here wil jou genees. En daar is baie teksverse in die Bybel wat dit vir ons bewys. Ek het ook 'n DVD op die mark oor wat sê die Bybel van genesing. Daar haal ek al die teksverse aan en dit is wonderlik om dit te kan sien. Om te weet, maar Jesus sê, ek is die God wat jou genees. En ek wil jou genees, wees genees. Hy is dit wat jou sal red van die verderflike pes, sê hierdie vers. Lees net wat daar staan en verstaan dit. Daar staan nie, die dokter sal jou red van die verderflike pes nie. Daar staan nie, die sielkundige sal jou red van die verderflike pes nie. Daar staan, hy is dit wat jou sal red. Maar het jy dit alreeds jou eie gemaak? Het jy dit al toegeëien, net soos wat dit hier so staan? Hy is die een wat ons beskerm. Hy sal ons dek met sy vlerke. Vers 4 sê dit. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Wow. Kyk mooi. Hy sal jou dek met sy vlerke. Dis altyd hierdie gedagte wat ek het soos 'n duif wat haar vlerke net so oor haar kuikentjies hou. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuel sal jy skuil. Want onthou, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit. Is jy in die skuilplek van die Allerhoogste in jou intieme verhouding met Jesus al? Kom jy al hoe nader aan hom? Want onder sy vleuel sal jy skuil. En sy trou
is 'n skild en 'n pantser. Dis wat jy moet weet. Daar's 'n vers in die Bybel wat ook sê, al is ons ontrou, hy bly getrou. Hoekom? Want sy trou is 'n skild en 'n pantser. Hy is die een wat ons beskerm. Hy is die een wat sy skild om ons plaas. Dan moet ek weet, hy plaas sy skild om my as ek gehoorsaam is aan sy woord. Ek moet saam met hom 'n pad stap en sê, Here, dek my met u skild. Ek vra dat u my toemaak met u pantser, want Here, ek wil weet, ek is in die skuilplek van die Allerhoogste. Ek is veilig. Ek weet wie ek is in Christus. Ek weet wat u van my ook verwag. Ek leer om al hoe nader aan u te kom. Here, help my dat ek al hoe meer sal doen wat u woord sê. Want is 'n branding wat in jou hart begin ontstaan, my liewe vriende, en wat jy sal begin agterkom na die mate wat jy al hoe nader aan hom kom, wil jy al hoe meer van hom weet. Want hoe nader jy aan hom kom en hoe meer jy hierdie wonderlike waarhede van hom ontdek, hoe meer wil jy van hom weet. En hoe meer jy van hom weet, hoe nader wil jy aan hom kom. En hoe nader jy aan hom kom, hoe meer wil jy van hom weet. En hoe meer jy van hom weet, hoe meer maak jy klaar met jou eie ou gemors. En word jy al hoe meer soos hy. Want die Bybel sê ook vir ons daar in Efesiërs, ons word vernuwe tot kennis na die beeld van ons Skepper. Want ek kry al hoe meer kennis van wat is die beeld van my Skepper, en dit vernuwe my. Dit maak dat ek klaar maak met die ou dinge van die verlede, en dat ek al hoe meer opstaan in my autoriteit in Christus en sê, ek wil nie meer daai goeie doen nie. Ek wil al hoe meer wees soos Jesus. Ek wil nie net die bandjie dra wat sê, what would Jesus do nie. Ek lees sy woord om te sien wat verwag hy van my, wat het hy gedoen en wat wil hy hê moet ek en jy doen. En hy gee vir ons ook hierdie bemoediging in vers 5 en 6 wat hy sê, jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Kyk mooi. Ek is so bang vir hierdie, jy weet, elke aand as dit donker word, my klein seentjie van 2 jaar oud, my dogtertjie van 4 jaar oud, man, hulle is elke nag siek. Hulle gaan seker vanaand weer dit gebeur. Nee, eien vir jou toe wat hierdie woord sê. Hierdie woord sê, jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg, vir die pes wat in die donker wandel nie, en vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Jy hoef nie daarvoor bang te wees nie. Hoekom? Want as jy sit in die skuilplek van die Allerhoogste, as jy vernag in die skaduwee van die Almagtige, hoef jy nie te vrees nie. Want die Bybel sê vir ons ook baie duidelik, die volmaakte liefde, 1 Johannes 4 vers 18 sê, die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. So jy hoef nie, as jy die volmaakte liefde van die Allerhoogste in jou het, te vrees vir enigiets nie. Maar is dit nie interessant, dat die Bybel vir ons sê, vir die skrik van die nag, die pes wat in die donker wandel, en die siekte wat in die middag verwoes nie, want het jy al agtergekom wanneer word jou kinders siek? In die nag, of laatmiddag, net wanneer die dokters almal toe is, of wat ook al die geval mag wees. Dit is wanneer jou kind begin siek word, of daar siekte in jou huis is. Ja, want die Bybel sê dit vir ons. Dis wat die vyand probeer doen, hy wil kom in die donker, wanneer almal, jy weet, nie gereed is nou, of nie geveg gereed is, om hierdie ding te hanteer nie. En daarom, my liewe vriende, moet jy reg verstaan. As jy die wapenrusting van God dra, trek jy dit nooit uit nie. Want baie mense sê vir my, Matiaan, ek trek elke oggend die wapenrusting van God aan. As ek ook nou sê vir my, wanneer trek jy dit uit? Want as jy dit elke oggend aantrek, en jy dit nie elke aand uitgetrek nie, het jy naderhand 'n hele klomp wapenrustings wat jy aangetrek het, en gaan jy omtrent nie kan loop nie, jy gaan soos daai ou rosse mannetjie wees. Nee, ons moet begin besef, as ek die wapenrusting van God aangetrek het, klee ek my met die wapenrusting van God, en ek is dag en nag geveggereed. Ek trek dit nie uit nie. Ek hoef dit nie môreoggend weer aan te trek nie, want ek het my beklee met Christus, en Christus is my wapenrusting. Hoe kan ek dit sê? Want julle ken die hele storie rondom die wapenrusting, en dit sê, die helm van verlossing. So wie is my verlosser? Christus is, Jesus Christus. Daar staan die waarheid as gordel om die heupe. Wie is die weg, die waarheid en die lewe? Jesus is. Daar staan die skoene van bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig. Wie is die vredevors? Jesus is. Daar staan die borswapen van geregtigheid wat ons dra. Wie is die Here ons geregtigheid volgens die Bybel? Jesus is. Geloof as skild in jou linkerhand. Wie is geloof gepersonifiseer? Jesus is. Die swaard van die Gees in jou regterhand. Wie is die swaard van die Gees? Wie is die woord van God? Jesus is.
Met ander woorde, my liewe vriende, ek beklee my met Jesus. Ek gaan in Christus in. Hy is in my en ek is in hom, sê die Bybel. So ek beklee my met die wapenrusting en ek is dag en nag geveggereed. So of daar iets in die nag gebeur met my kinders, ek is geveggereed om te sê, Satan, daar is geskrywe, ek hoef nie te vrees vir hierdie skrik van die nag wat jy nou wil veroorsaak nie. Ek hoef nie te vrees vir die pes wat in die donker wandel nie. So hierdie pes wat in die donker wandel, wat my klein seentjie nou aanval, die Here bestraf jou en ek beveel jou uit my kind se kamer uit my kind se lewe uit. Maar jy sien, ons dwaal, omdat ons die skrifte nie ken nie. Ons besef nie, wat is ons autoriteit nie. Ons besef nie, wat het die Here vir ons in sy groot genade kom leer en kom gee nie. En hoe wonderlik hierdie boek is, en hoe wonderlik hierdie beloftes in hierdie boek is, wat sê, jy hoef nie te vrees nie. Moenie bang wees vir die goed nie. Hanteer dit wanneer dit gebeur. Hanteer dit in die krag en in die naam van Jesus Christus, soos wat hy dit vir ons moontlik maak. Maar so baie kere, omdat ons nie die skrifte ken nie, raak ons bang. En weet jy wat die Bybel sê oor en oor en oor, letterlik honderde kere, moenie vrees nie, moenie vrees nie, moenie vrees nie. En tog vrees ons. Hoekom? Want ons is ongehoorsaam aan die woord, punt 1. Deur wat te doen? Deur te dwaal omdat ons die skrifte nie ken nie. Ons verlaat ons weer eens op ander mense. Ja, maar so en so het vir my gesê, ek mag maar vrees. Nou weer eens, ek verlaat my nie op ander mense se opinies, en julle ken my al, ek praat altyd daaroor dat ek nie kyk na opinie 3 vers 12 nie. Ek preek ook nie uit opinie 3 vers 12 nie. Ek lees wat my Bybel sê, en ek verstaan wat my Bybel sê, en my Bybel sê, God sê, jy hoef nie te vrees nie, moenie vrees nie, moenie vrees nie. Staan op, neem jou autoriteit op, hanteer hierdie dinge. Weet jy wat, my liewe vriende en vriendin, as jy dit net die eerste keer gaan begin doen, as jy net hierdie waarheid en hierdie wonderlike waarhede in die woord jou eie begin maak, en jy pas dit daai heel eerste nag aan as die vyand weer jou kind aanval, pas jy dit toe, en jy sien hoe kom die deurbrake. Weet jy wat gebeur hier binne in jou? Wow, jou gees staan soms op, jou geloof staan soms op, en jy sê, jou, ek kan sien, dit werk. Hoekom? Want is die lewende woord van 'n lewende God. Ons moet hom net op sy woord begin vat, begin besef, hy is my toevlug en my bergvesting. Hy sê ek hoef nie te vrees nie. Nie vir enige van hierdie goeders wat in die nag na my of my kinders toe wil kom nie. Psalm 91 vers 7 en 8 sê, al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Ja, Matthian, kyk hoeveel Christene word vermoor terwille van hulle geloof en so aan. Ja, weet jy wat? My vraag is net, het hulle noodwendig altyd opgestaan in hulle autoriteit? Het hulle in daardie oomblikke geskuil by die Allerhoogste? Ek weet dit nie, maar ek weet net, elkeen van ons gaan op 'n dag ons lewens moet neerlê. En prys die Here as jy jou lewe moet neerlê terwille van die koninkryk van die Here. Want die woord sê tog vir ons sal martelaars wees vir sy koninkryk. Maar, solank as wat ek staan op hierdie woord, tot tyd en wyl dit nog nie my tyd is nie, weet jy wat, al val daar 1000 aan my sy en 10.000 aan my regterhand, na my toe sal dit nie aankom nie, want ek sal dit net met my oë aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Hoekom? Hoe kan ek so seker wees daarvan? Want my God sê so. Ek glo my Jesus Christus. Ek vat sy woord net soos wat dit daar staan, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. En ek staan op die woord van God en ek sê, Here, dankie dat ek weet, ek is beskerm. Dankie dat ek weet, ek en my huis, ons kan die Here dien. Josua 24 vers 15 sê Josua in soveel woorde, ek en my huis, ons sal die Here dien. En dis weer eens hoekom ek net vir jou gesê het, ek kan nie namens jou kies nie. Jy kan nie namens enigiemand anders kies nie. Ek en my huis het gekies om te begin doen wat hier staan. En vandat ons begin kies het, 15 jaar gelede, ek en my vrou om te doen wat hier staan, net soos wat dit hier staan in hierdie woord, werk dit. Dit werk in ons huwelik, dit werk in ons kinders se lewens, dit werk in ons finansies, dit werk in ons gesondheid. Hoekom? Want dit is die lewende woord van 'n lewende God. Maar ons het nodig gehad om te sê, maar ek kies om dit te begin doen. Ek wil begin gehoorsaam raak aan hierdie woord. Ek het dit gekies, my vrou het dit gekies, en dit werk in ons lewens. En ons weet, ons is beskerm. Want daar was al tye wat daar rondom ons ingebreek was. By ons is daar nie ingebreek nie. Hoekom? Want ons het die beskerming van die Allerhoogste. Ons bid vir die Here en ons vra vir hom vir sy beskerming in ons plek en rondom ons plek. Maar dit is 'n werklikheid.
Dis 'n absolute werklikheid wat voortvloei uit 'n persoonlike intieme verhouding met Jesus Christus. Uit 'n persoonlike intieme verhouding met die lewende God. Want omdat ek weet ek is in hierdie intieme verhouding met hom, daarom kan ek weet dat dit wat hier staan, kom uit sy hart uit. Hy het dit nie toevallig hier ingeskryf nie, hy het dit nie verniet nie ingeskryf nie, hy het dit nie sommer net lukraak hier laat inskryf nie, die Here het dit hier ingeskryf, want hy bedoel wat hy sê, want hy is 'n getroue God, hy is 'n groot God, hy is 'n goeie God, en hy sê vir jou, as jy sit in die skuilplek van die Allerhoogste, en vernag in die skaduwee van die Almagtige, daar sal 1000 langs jou val en 10.000 in jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. En jy gaan dit moet weet. Jy gaan moet weet, jy is in daardie beskerming. Maar my vraag aan jou vandag is jy al in daardie persoonlike intieme verhouding met Jesus Christus? Het jy Jesus Christus al aangeneem? Nee, maar Jan, ek sal 40 jaar lank in die kerk, dit sê nie vir my baie nie, ek was 36 jaar lank in die kerk, ek was 'n ouderling in die kerk, toe neem ek Jesus Christus aan. So dit beïndruk my nie om te sê, jy is al 40 jaar lank in die kerk nie, my vraag is, het jy hom al aangeneem? As jou redder, jou saligmaker en verlosser, want dis wat hierdie boek sê. En as jy dit nog nie gedoen het nie, aan die einde van hierdie DVD sal ons 'n slide vir jou laat rol, wat vir jou kan die geleentheid gee, om daardie gebed te bid, om te sê, Here, maar ek wil ook nou in hierdie persoonlike, intieme verhouding met U ingaan. Want dit gaan oor 'n intieme verhouding. Jy kan dit mos nou sien daar. Vers 1 het dit al vir jou gesê. Jy moet sit in die skuilplek van die Allerhoogste. Nou jy gaan net in die skuilplek van die Allerhoogste sit, wanneer jy self in 'n intieme verhouding met hom is. Jy gaan net in die skaduwee van die Almagtige vernag, wanneer jy in 'n intieme verhouding met hom is. Jy kan nie 'n intieme verhouding met God hê deur jou pastoor, of deur jou dominee, of deur jou geestelike leier nie. Jy kan slegs 'n intieme verhouding met God hê deur self op sy skoot te klim en te sê, Vader, Here Jesus, openbaar hierdie skrifte aan my. Verduidelik vir my deur die Heilige Gees, want ek sien hierdie boek sê vir my, die Heilige Gees is my groot leermeester. Waar staan dit? 1 Johannes 2, vers 27 sê, die salwing wat op julle is, sal julle aangaande alles leer. Johannes 16, vers 13 en 14 sê, die Heilige Gees sal julle in die volle waarheid lei. So Here, deur U Heilige Gees, lei my in die volle waarheid. Leer my, openbaar hierdie tipe waarhede, wat ek hier in Psalm 91 lees, diep in my hart vir my, dat ek daarin kan vasklou en daarin kan rus. Want vers 9 sê vir my weer 'n ding, hy herhaal wat vroeëre vers gesê het, vers 2 het ook gesê my toevlug, want vers 9 sê, want U Here is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Daar's hy nou. So hier is herhaling, vers 2 het gesê, die Here is my toevlug en my bergvesting, vers 9 sê, want U Here is my toevlug, maar die belangrike deel hier nou is, die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. So my vraag is, het jy al die Allerhoogste jou beskutting gemaak? Of as jy hoor, hulle breek in hier rondom ons, wat doen jy dan? Sit nog elektriese drade bo op jou muur, koop nog 'n R4 by, koop nog 'n 9 mm pastool, koop nog 2 Rottweiler honde by, want hulle gaan my almal inbreek. Ek het nuus vir jou. Jy kan nie 'n gees keer met elektriese draad nie. Hy kom deur hom. Jy kan nie 'n gees keer met 'n hond nie. Die enigste ding wat jy kan gebruik teen geeste wat jy wil aanval, is die woord van God, die swaard van die Gees. Om te begin doen wat hier staan, hierdie is die wapen te gebruik om te sê, Here, U is my toevlug. Om te sê, ek het die Allerhoogste my beskutting gemaak. Here, dankie dat ek dit weet. Dankie dat ek nie hoef te twyfel nie. U is my beskutting. U dra my deur. U hou my vas. Maak nie saak wat se bomme rondom my ontplof nie. Maak nie saak wat se hel om my losbars nie. Here, U is my beskutting. U is my toevlug. Dankie dat ek by U kan gaan skuil. Dankie dat ek wanneer dit so erg gaan net my ore kan toedruk en net op die skoot kom lê en sê dankie Here, hou my net vas, druk my net vas, want ek het U my beskutting gemaak. En jy moet mooi lees wat daar staan. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Daar staan nie het julle beskutting gemaak nie, want weer eens as ons nou begin praat van ons, jy weet wie is ons? Nee. Hierdie boek moet ek vir my persoonlik toeëien. Hierdie boek is vir my geskryf en daarom sê ek altyd vir mense hier voor in my Bybel is daar 'n naam geskryf. Wie se naam staan hier? My naam. Want ek eien vir my toe dat hierdie boek vir my geskryf is. Want so baie mense sê, ja, maar die Bybel is vir ons geskryf. Wie is ons?
Want jy weet, as ek sê die Bybel is vir ons geskryf en ek weet my kerk is besig met sending uitreik, dan sê ek nie wat ons is besig met sendingwerk. As ek weet my kerk is besig om mense na die hospitale toe te stuur, dan sê ek nee wat ons is besig om vir die siekes te bid, maar dan sit ek by die huis. En ek doen niks vir die koninkryk nie. Ek doen niks vir die koning nie. Nee, ons moet hierdie boek vir ons self persoonlik begin toeëien. En ek vra altyd die vraag, is jou naam voor in jou Bybel geskryf? Indien nie, hoekom nie jou sussie? Is jy bang dat die Here met jou gaan praat? Is jy bang dat jy goed hier in hierdie boek gaan raaklees wat jy weet jy nog meer moet deel? Wat jy weet jy nog moet aflê? Of wil jy wegkruip agter die gesiglose massa van ons? Ons is besig met die regte dinge. Ons Christene. Nee. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Het jy, my vriend en my vriendin. Dis 'n keuse wat jy moet maak. Niemand anders kan dit namens jou maak nie. Vers 10 tot 12 sê vir ons die volgende. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Lees wat daar staan. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Al jou weë is al jou weë. Hy sal sy engele opdrag gee. Nou daar is nou net nog 'n belangrike ding. In die eerste punt. Hierdie mense wat vir jou sê, jy moet met jou eie engele praat. Praat met jou engele. Vra vir jou engele seker goeie. Sorry, ek kan nie daarmee saamstem nie. Want daai vers sê vir my, hy sal sy engele opdrag gee aangaande jou. So jy praat met jou God en jy vra vir hom vir die beskerming van sy engele en hy sê vir sy engele, gaan beskerm my kind se huis. So jy vra vir die Vader elke dag van jou lewe, Here sit vir my engele rondom my huis asseblief. Here sit vir my engele rondom my voertuig as ons op die pad is asseblief. Of rondom my plaas. En mense, ons het getuienisse by die hordes van mense wat die engele begin sien het nadat hulle dit vir die Here gevra het om dit op die hoeke van hulle plase te sit of wat ook al die geval mag wees. Hoekom? Want God sê so. Hy sal dit doen. En dan moet ek en jy net begin besef, ons moet nie laks raak. As die Here sy deel doen en hierdie wonderlike goed vir ons doen, dan laks raak en sê, okay, nou hoef ek verder niks te doen nie. Nee. Ek moet nog steeds in gehoorsaamheid wandel in sy woord. Dankie Here, dat u engele ook vir my opdrag gegee het, rondom my plaas, rondom my huis, by my kinders. Hoekom word ons so baie keer kwaad vir God, as 'n kind iets oorkom by die skool, of 'n kind iets oorkom iewers langs die pad, en dan vind ek uit, maar weet jy wat, daai ouers het daai oggend nie gebid, en vir die Here gevra, Here, maak my kind toe met die bloed van Jesus. Here, stuur engele saam met my kind kleuterskool toe, of laerskool toe, of hoërskool toe, of universiteit toe nie. Hulle het dit nie gevra nie. En die woord sê, vra en julle sal ontvang. Maar die woord sê ook, julle ontvang nie, want julle vra nie. En ons moet dit besef, God is getrou in sy woord. Hy sal sy engele opdrag gee aangaande jou, ons moet hom nog steeds vra, om dit vir ons te doen. Want die engele staan daar, gereed om uit te gaan, want Hebreërs 1:14 sê, die engele is dienende geeste vir ons wat die saligheid beerwe. Hulle is daar om my en jou te dien, maar ons moet nog steeds vir God vra, om te sê, Here, stuur hulle, dat hulle kan kom en doen wat hulle moet doen. Maar ons doen dit nie. En wat gebeur? Nou gebeur daar iets met my kind by die skool, of my kind kry seer, of wat ook al, en onmiddellik so kwaad vir God. Ja, maar hoekom het u dan nou nie die engele gestuur nie? Jy het nie gevra nie, my kind. Ek is getrou in my woord sê, jy moet vra. Jy sien, dit is wat ons moet begin besef. Hierdie Bybel sê vir ons, God het self sy naam ondergeskik gestel aan sy eie woord. So God beskou homself gebonde aan sy eie woord. Daarom moet ons weet, ek en jy is ook gebonde aan hierdie woord. En ek en jy moet begin lewe volgens wat hierdie woord vir ons sê. En begin toeëien. Here, dankie dat u woord sê, geen onheil sal my tref en geen plaag naby my tent kom nie. Ek spreek dit uit in die naam van Jesus Christus. Hoekom? Van Spreuke 18 vers 21 sê dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Elkeen wat dit graag gebruik. So wat spreek jy uit? Ja nee, ek weet nog nie wat alles vandag met ons gaan gebeur nie. Jy weet, ons familie is net 'n klomp ongeluksvoels. Al die verkeerde goed tref ons mos net elke dag, jong. Ja, jy spreek dood. En as jy daardie dood spreek, sal jy die vrug van daardie dood eet, of spreek jy lewe?
Spreek die lewe om te sê, Here, dankie dat U woord sê. Ek staan op U woord. U is my toevlug en my bergvesting. U is my skild en my panser. U woord sê, geen onheil sal naby my tent kom nie. Ek proklameer dit oor my huis. Ek proklameer dit oor my voertuig. Ek proklameer dit oor my lewe, oor my vrou en my kinders. Dankie Here dat U woord sê. U sal die engele opdrag gee en gaan ons. So ek vra U nou, stuur die engele om my kind te beskerm. Stuur die engele om my vrou te beskerm daar pad na haar werk toe en dis meer en dis meer en dis meer. Maar so baie kere doen ons dit nie. En as ons elke keer kwaad vir God as daar iets snaaks gebeur. Dit is my so hartseer, maar jy weet dis niks snaaks nie. Dit is sommer hier van die begin van tyd af gebeur. Hier van Genesis af. Satan kom en hy veroorsaak 'n probleem. Daar tussen Adam en Eva. En wat doen Adam? Toe God hom vra, Adam, wat het jy gedoen? Hy sê, Here, hierdie vrou wat U vir my gegee het, sy het my laat eet. So onmiddellik blameer Adam vir God en sy vrou. Want jy sien, hy het nie sy eie verantwoordelikheid opgeneem en gesê, Vader, vergewe my. Ek was ongehoorsaam aan wat U vir my gesê het nie. Nee, dadelik blameer hy eerder vir God. En vandag nog doen ons dieselfde. Satan kom veroorsaak 'n probleem in my huwelik. Of hy kom veroorsaak 'n probleem in my finansies. Of hy kom veroorsaak 'n probleem in my kinders se lewens of in my verhoudinge tussen my kinders en myself of wat ook al die geval mag wees. En dadelik blameer ons vir God. Here, maar hoekom het U nie gehelp nie? Want U woord sê, ja, nou is jy vanaand om U woord te quote. Maar jy het nie gedoen wat die woord sê nie. En ons moet net begin besef, ons moet daagliks doen wat hierdie woord sê. Dit help nie jy doen dit eenmal in 6 weke of eenmal in 6 maande nie. Want ons word daagliks deur die vyand aangeval. Waarmee? Hy kom met onheile, hy kom met pla en al hierdie tipe van goeders. Maar geen onheil sal jou tref nie. Nee, maar is dit nie die Here wat my iets wil leer met hierdie onheil wat oor my kom nie? O nee. Want Jeremia 29 vers 11 sê die Here, ek ken die gedagtes wat ek aangaande jou koester, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. So nee, my liewe vriende en vriendin. Jy moet nie vir een oomblik dink dat daardie onheil wat oor jou gekom het, was God wat jou nou iets wou leer nie. Want hy sê dan die gedagtes wat hy aangaande jou koester is nie van onheil nie. So waar kom die onheil vandaan? Van die vyand af. Maar geen onheil sal jou tref as jy doen wat hierdie boek sê nie. Maar ons doen dit ongelukkig nie altyd nie. En jy moet een ding reg verstaan, ek sê nie vir een oomblik as jy pad met die Here loop, dat daar nie snaakse dinge met jou gebeur of dat die aanvalle nie kom nie. Nee, die aanvalle kom, die hel bars om ons los. Die aanslag kom verskriklik wanneer jy pad met die Here loop. Maar die verskil is, ek weet hoe om dit te hanteer. Ek weet hoe om hierdie goed wat van enige kant af kom te hanteer, volgens die woord van God, want ek het geleer. Wat die Bybel vir my sê. Hoe ek dit kan hanteer. En watter autoriteit ek dit kan hanteer, tot eer van sy naam. Want vers 13 sê hy vir ons, op die leeu en die adder sal jy trap. Kyk weer mooi na die woordjie jy. Die jong leeu en die slang vertrap. Op die leeu en die adder sal jy trap. Die jong leeu en die slang vertrap. Die leeu en die adder sal jy, op hulle sal jy trap. Nou wie is die leeu en wie is die adder? Ons moet een ding reg verstaan. As jy die Bybel lees, dan sien jy dat Satan kom vervals altyd alles wat God vir ons gegee het. En net so weet ons die Bybel sê, Jesus is die leeu van Juda. Maar ons lees ook in 1 Petrus 5 vers 8, wat vir ons sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Vers 9 sê dan, hom moet julle teestaan, staan vastig in die geloof. Jy sien, die leeu van Juda, en dan is daar weer eens 'n naaper. Sy naam is die duiwel. Hy loop ook rond soos 'n brullende leeu, maar jy moet weet, hy hap jou. En wat gebeur altyd? Wat ons nie altyd verstaan nie. Hier is God se hand van beskerming. Nou sê die Here vir ons, loop onder my beskerming, my kind. En God se hand bly net daar. Nou beweeg ek uit hierdie beskerming uit, want ek maak die keuses. En ek beweeg onder sy beskerming uit en raai wat? Hierdie leeu hap my. En wat sê ek dadelik? Ag Here, hoekom help jy my nie? En sê my kind, my hand het nog nie gemove nie. Kom jy net terug waar jy moet wees. Sien, dis waar ons jou keuses maak. Maar jy moet op die leeu en die adder trap. Nou wie is daai leeu? Julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. En jy moet ook maar altyd kyk. As jy op die televisie kyk na die programme oor die leeu's. As die leeu's nou 'n trop buffels aanval, of hulle wil nou een van die buffels vang, val hulle die sterkste buffelbil in die trop aan? Nee, hulle val die klein kalfies aan, of hulle val die ou siek mares wat daar agter rond bly, val hulle aan. So, wanneer dink jy gaan die Satan jou probeer aanval? Wanneer jy op jou sterkste is en op jou sterkste voel geestelik? O nee,
Juist wanneer jy nie lekker voel nie. Juist wanneer dinge nie lekker is nie, is dan wanneer hy vir jou kom. En dan moet jy weet, hey, Here, dankie dat die woord vir my sê, op die leeu en die adder sal ek trap. Nou, wie is die adder? Openbaring 12 vers 9 sê, die ou slang, wat genoem word die duiwel en die Satan, hy is uitgewerp uit die hemel uit. So wie is die adder? Wie is die slang waarop jy sal trap? Die duiwel. Jy moet op hom trap. Waar staan dit in die Bybel? Lukas 10 vers 19 sê Jesus, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap. Slange is 'n simbool van Satan, skorpioene is 'n simbool van sy bose geeste deur die Bybel. Die Here sê, ek gee aan julle my disippels, die mag om op hulle te trap, maar trap op hulle. En weet jy wat doen ons Christene so baie keer? Ons sê, ag Here, wil jy my nie help om van hierdie ding ontslae te raak nie? Sê, nee my kind, ek het vir jou die autoriteit gegee, trap op, in my naam, nee. Nee, man, ek sê vir jou gaan weg nie. Nee. Satan, ek sê vir jou in die naam van Jesus Christus van Nasaret, hy wat in my is, want hy wat in my is groter as jy wat in die wêreld is. En die Bybel sê, ek sal op jou trap en jy sal nou verdwyn uit my huwelik uit. Jy sal nou verdwyn uit my finansies uit. Jy sal nou verdwyn uit my kind se gesondheid uit in die naam van Jesus Christus. Dis die autoriteit wat ons het om op die leeu en die adder te trap. Maar wanneer kry ek autoriteit? Wanneer ek werklik 'n disipel van God word, wanneer ek werklik in die skaduwee van die Allerhoogste sit en vernag in die skaduwee van die Almagtige, in die skuilplek van die Allerhoogste sit op 'n daglikse basis. Dis dan wanneer ek weet, man, ek het hierdie autoriteit. En ek weet ook, wanneer ek met daardie goeders praat, as daar aanslag kom en ek spreek hierdie lewe, dan sien ek hoe begin die goeders oopbreek. Maar die Here sê, dis die autoriteit wat ek jou gee. Jy sal die jong leeu en die slang vertrap. Trap op hulle. Ek gee jou die autoriteit, my kind. So, moenie dit teruggooi vir my nie. Vat dit wat ek vir jou gegee het en gebruik dit. Maar hoekom sal hierdie goeders onsin wees? Vers 14. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Daar is dit weer eens mooi duidelik vir jou uiteengesit. Omdat hy my liefhet, sê God. Daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. My liewe vriende en vriendin, het jy God lief? Het jy die Hemelse Vader lief? Het jy al 'n intieme liefdesverhouding ingegaan met sy Seun Jesus Christus? Want as hy my liefhet, daarom sal ek hom beskerm. En ek sal hom beskerm en hom red, omdat hy my naam ken. Ken jy die naam van die Here? En nee, nou praat ek nie net van al hierdie argumente wat ons altyd wil gebruik oor, is dit nou Jesus, of is dit Yeshua, of is dit Yahshua, of is dit Yahweh, of is dit Yahuwah, of Yahuweh, of wat ook al die geval mag wees nie. Wat is sy naam? Kom ek lees vir jou. In Openbaring 19, die volgende interessante ding. Hier van vers 11 af, dis nou wanneer Jesus op die wit perd uitkom uit die hemel uit, staan hier, toe ek die hemel geopend gesien het, daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was daar baie krone. En hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self, en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is, hoor nou mooi, die woord van God. Dit is sy naam. Wie is die woord van God? Ons weet dis Jesus Christus waarna dit verwys, maar die punt is sy naam is die woord van God. Ek sal hom beskerm omdat hy my woord ken. En dit verwys na sy logos woord, sy geskrewe woord, maar dit verwys ook na die rema woord. Die rema woord beteken die woord wat lewe geword het in my deur die gees van God. Jy sien, ek sal hom beskerm omdat hy my liefhet. Ek sal hom red, omdat hy my liefhet en omdat hy my naam ken. Omdat hy my woord ken en omdat hy in my woord bly. En daarom moet jy besef, dit help nie, jy's net in 'n verhouding met jou vriende by die kerk of net met jou selgroepleier of iets van die aard en dink jy's nou okay nie. Nee, jy gaan net okay wees as jy werklik vir die Here sê, Here, leer my om 'n intieme liefdesverhouding met U te hê as God die Vader. Maar weet jy wat is die probleem ongelukkig? Daar is so baie mense wat groot geword het met 'n kokkie verhouding met hulle aardse pa of geen verhouding met hulle aardse pa nie. En wat gebeur nou? Nou verstaan hulle nie 'n liefdesverhouding met hulle goddelike pa nie. Ons God die Vader. En dis die probleem.
Want Satan het gekom en daardie persoon wat my moes leer van 'n pa se liefde, het nie geweet hoe nie. En nou weet ek ook nie hoe om hierdie liefde van my Abba Vader, God die Vader. En die woordjie Abba in Hebreëus beteken papi. God is my papi. Papi Vader. En jy weet, vandat ek hom as my papi leer ken het, kon ek op sy hemelse skoot begin klim en self begin hoor wat sê sy skrifte vir my en self begin hoor hoe klop sy hemelse hart oor my, soos wat hy dit hier in sy skrifte vir my sê. En weet jy wat? Dit het 'n liefde vir hom in my aangewakker wat ek nog nooit in my lewe gehad het nie. Jy weet, toe hy nog net God was, toe was hy daar ver. Nie oor my bekommer nie, maar toe hy my papi word, 15 jaar terug, toe besef ek hoe lief het hy my. Toe besef ek wat beteken het dat hy sy seun gegee het om vir my te sterf aan 'n kruis, sodat ek die ewige lewe kan kry. En ek kan net bid dat hierdie boodskap wat ek vir jou bring op hierdie DVD, in jou die honger sal het ontbrand om ook te sê, papi, hemelse Vader, Abba Vader, praat met my, leer my van u liefde. Ek wil u lief hê, soos wat u my eerste lief gehad het. Leer my van daai liefde, want ek het dit nooit by my aardse pa gekry nie. Ek het nooit geweet dat ek ook waardig is om lief gehê te word nie. Want so baie seuns kom sit by my en dan sê ek vir jou, dan is daai seun 40 of 50 of 60 jaar oud, dan sê hy, my papi, my aardse pa, het nooit ooit vir my gesê, hy's lief vir my nie. Weet jy wat God die Vader sê vir jou? Hy's lief vir jou. Maar wil jy nie net daai liefde begin terugbetoon nie? Vers 15 en 16 sê, hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Lees weer saam met my. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. Wie is hierdie hy? Die hy wat voldoen aan al hierdie voorwaardes wat ons nou tot dusver gelees het in hierdie teksverse. Hy wat sit in die skuilplek van die Allerhoogste, wat vernag in die skaduwee van die Almagtige, hy wat die Here sy toevlug en sy bergvesting gemaak het, hy wat lief is vir die Here, hy wat al hierdie goeders doen, hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees, ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Nou is die vraag, kan jy nou verstaan hoekom Protected by Psalm 91 stickers nie kan werk nie en nie vir jou daardie beskerming gee nie? En hoekom mense wat dink hulle dalk die beskerming van die Here dalk nie die beskerming het nie, want hulle doen nie dit wat Psalm 91 hier baie duidelik vir ons uiteensit nie. Jy sien, ons moet vers vir vers lees. Ek sê baie keer vir mense, jy moet nie net die Bybel vers vir vers lees nie. In sekere gevalle moet jy die Bybel woord vir woord lees en verstaan wat daar staan, net soos wat dit daar staan. Want ons moet besef, hy wil hierdie goeders doen. Hoekom? Want God is getrou in sy eie woord. Maar omdat hy getrou is in sy eie woord, wil hy hê ek en jy moet ook gehoorsaam wees aan hierdie woord. En daarom, omdat hy gebonde is aan sy eie woord, kan hy nie die beskerming gee as jy nie doen wat hier staan nie. Och nee, Matthean, dit is so moeilik, ek gaan dit nie reg kry nie. Nee, ek is jammer. Die Bybel is duidelik. Hy het vir jou antwoord op dit ook. Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. So vra elke dag van jou lewe, Here Jesus, ek vra u, gee my u krag asseblief. Gee my u krag om deur hierdie dag te kom. Gee my u krag om hierdie goeders te kan doen wat die boek vir my sê. Want onthou Lukas 6 vers 46 sê, wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. So wat help dit? Ons sê, ons is Christene, maar ons doen nie wat hierdie boek sê nie. Wat help het ons dra die what would Jesus do bandjie, maar ons doen nie wat Jesus gedoen het nie. Jakobus 1 vers 22 sê ook vir ons, word daders van die woord, doeners van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Jy sien, ek kan Sondag na die kerk toe gaan, 'n wonderlike boodskap ontvang, uitstap by die deur en sê, ag ja, is 'n goeie preek, kom ons gaan braai. Of jy kan sê, wow, ek het geleer by wat die pastoor nou vir my gesê het. Ek het geleer by wat die dominee nou vir my gesê het. Ek gaan dit nou begin doen van Maandag tot Saterdag. Ek gaan dit begin toepas in my huwelik. Ek gaan dit begin toepas. Ek gaan begin doen. Jy sien, ek is nie meer 'n dader. Ek is nie meer 'n hoorder wat myself bedrieg nie. Ek is nou 'n dader van die woord. Maar ek herhaal, my liewe vriende, jy gaan dit net kan doen as jy 'n persoonlike intieme verhouding is met 'n lewende God. Want hy sê dit vir ons in Openbaring 1 vers 17 en 18. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen.
En alle eer gaan aan Jesus Christus van Nasaret. Alle eer aan hierdie wonderlike God, wat sy seun vir ons gestuur het, en dat Jesus vir ons aan 'n kruis gesterf het, en opgestaan het uit die dode, en opgevaar het na die hemel toe, en vir ons die Heilige Gees gestuur het. Hoekom? Sodat ek en jy in hierdie waarhede kan lewe. Sodat hierdie wonderlike waarhede vir ons lewend kan word. Rema woord. Dit word lewende woord in my gees, en ek kan dit begin toepas tot eer van die Here. Ek wil net bid, dat die Heilige Gees werklik hierdie boodskap van Psalm 91 nog meer in jou hart sal oopbreek. Kom ons bid saam. Vader, in die naam van Jesus sê ons vir U dankie vir die wonderlike beloftes in die woord. En ek wil bid dat die Heilige Gees hierdie boodskap van Psalm 91 nog dieper sal oopbreek, dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie boodskap, vir elke persoon wat hierdie DVD kyk, en dat hulle nog hongerder sal word om al nader aan U te kom, om te vernag in die skaduwee van die Almagtige, om te sit in die skuilplek van die Allerhoogste, en om dan te kan sien, hoe begin hierdie beloftes 'n werklikheid word. En ons sê vir U dankie, Here, dat U getrou is aan die woord. Ons verheerlik U almagtige naam. Amen.